Boys, hierdie week, naweek is nog nie hier nie. Hierdie week het die Varsity Cup afgeskop maandag. Nou ek love die Varsity Cup. Die maandag is die grootste depro pil in 'n ou se lewe. Daar's niks beter as om by die huis te kom. Jy het nog steeds so effens 'n stank van Saterdag. Jou baas het jou uitgekyk, het eers 10 jou eerste e-mail geantwoord. En as jy terugskop en jy vat die remote, jy gaan, my fuck man, daar's live rugby. Dis awesome, almal love it. Interessante ding van die Varsity Cup, okay, is hulle het hulle eie bliksemse reëls. Ek het op 'n stadium gedog, maar is ek nog steeds dronk, want daar's 2 donderse refs op die veld. Dan het hulle hierdie wit kaart, wat hulle nou implementeer, wat 'n ou ook nou, of uit die kaptein, of die coach, kan sy moer pluk en sê, well, fuck off, daai is nie 'n 3 nie, daai ou se skoene was los, of hy het 'n tannie gegooi, of iets, maar daai is nie 'n 3 nie, white top. En ek het gedink, imagine, ek weet nie hoe vinnig daai goed gaan vat, om regtig implement, dis nie so 'n kak idee nie, dit gaan 'n bietjie tyd vat, maar dis nie so 'n kak idee om te sê, jy weet, fuck, Third Empire, daai ou het forward gepas, maar van die spelers se kant af. Pira? Yeah, for me, watching a Varsity Cup, being, where I was, at one stage, I was a very good coach. Yeah, I still think I am a very good coach. Although I'm not in the limelight anymore, but, for me, it boils down to the basics. And that's what I want to say to you here tonight. I always used to say to the manne, before they run out onto the field, you have to play for the first 40 minutes. And you have to play for the second 40 minutes. And that gives you 60 minutes of hard rugby. Moving on. Vinnig. Boys, Super Rugby. Dank die Vader. Ons het gewag vir hierdie dag om aan te breek in 2015. Die heel laaste Super 15 ever. Van volgende jaar was dit, I don't know, Super 100, ek weet nie. Die Lions het ons weet, hulle het van die Currie Cup af great gejol. Hulle voorries is almal, ek dink hulle het almal ingeboude divlocks. Want die fuck het hulle kan skraap. Ek wil net weet, hoe het jy 150% possession, en jy het al die bal besit, en jy fucking verloor. Jy kan, as jy dit vir my wys, dan high five ek jou vir ewig. Ek wonder wat oom Naas, as hy nou kom terugkom, en kyk na daai absolute parlementele fuck op Loftus, wat sy opinie sou was daaroor. Pas Naas? Yeah, thank you, Jonathan. I've been criticized for this before, but I'm going to say it again. If you're going to play good, then you'll win, but if you're going to play badly, then you're simply going to lose. You can't sit with players that want to take the ball through the channel, because I think that channel has been closed. You need to find alternatives. I mean, we learned from Jan van Riebeeck. Don't go through the Suez Channel. They went around. And I think that's what the guys need to do. Thanks. Thank you. Ja, dis great. Dankie, Bas Naas. Baie dankie. Boys, een ou wat vir my uit daai Stormers game moer se hoogtepunt was, en dis, ek dink is 'n goeie ding, in terme van die bokke wat voor lê, Dwayne Vermeulen. Goeie fok. Daai ou is die enigste oorlewende Spartan op hierdie aarde. Ek dink hy het laas griep gehad as 'n fetus. Hy is net 'n ander, hy's 'n specimen op sy eie. Dan daai Saterdag toe ons nou lekker net oor die eerste skok is, want dit was toe nou 'n naweek van away game advantage. Toe speel die Cheetahs die Sharks. Nou ek kry altyd daai gevoel, wanneer die Cheetahs die Sharks speel, is asof die Cheetahs proewe speel vir groter kontrakte. Want die fuck weet, hulle wen hulle altyd en dan skuif die helfte oor. En hulle slaat hulle bloedbek op Kings Park.
Maar boys, daar's 'n paar mannetjies wat ek bly is die cheetahs goed gedoen het. 'n Ouetjie soos Dani Mini, daai loskopstit met die kantkat, hy het great gespeel. Hy skram my oues mal en hy het lekker voete en hy hol en hy jaag bietjie bal. Die ding gaan oor hierdie hele eerste naweek was vir almal so verrassing. Ek meen, as jy vir my die Vrydag voor daai game gesê het of selfs die Saterdagoggend hoor hierso, cheetahs gaan 'n bonuspunt kry op Kings Park. Want ek vir jou gesê, sure buddy, en Nathaniel doen cage fighting. Kyk, dis nie 'n rare verskynsel dat ek al in 'n hok was nie. Cage. Maar ek praat nie te veel daaroor nie. Want dit is eintlik 'n hondehok, maar kom ons los dit daar. Soos julle weet, op elke chat bietjie bol het ons 'n chat bietjie bol 15. My nommer 1 was Dani Mini van die Cheetahs. My 2 was Adrian Strauss. Derde is vir my, ek het dink Vincent Koch het 'n moerse game gehad. My nommer 4 slot, ek dink die 4 slotte was bitterkakke. 4 slot en fisies wees, boys. Jy moet 'n ou rondruk soos 'n stiefkind en bietjie manne clean en sulke goed. En die enigste 4 slot wat bietjie vir my gefeatured het was daai Jacques the Viking Du Plessis van die Bulle. As ek vir hom kyk, dan is ek so bietjie terug. Ek dink op 5 het ons vir Pieter Steff. Pieter Steff het 2 geshape. Ek dink hy is 'n absolute masjien. Op 6 vir Jaco Kriel. Ek dink daai ouetjie het baie goed gedoen. 7 het ek vir Marcel gekies. Alhoewel hy ook sê, maar ek dink die ander flanke was maar bitter stil. 8 vir no game, Dwayne Vermeulen. Jy kan nie daar stories maak nie, dis pretty obvious. 9 Kobus Reinagh. Dink jy Sarel? Ja, okay, dis 50-50. Ons hoop wie ook al sy hammy trek voor die tyds uit. Ek dink 10 was ook vir my close, dit was my tussen Lambie en Pollard. Dalk Lambie. Ja, well, which is fucking true. 12, ek dink Damien Dialinde was absoluut awesome. Hy het gejol soos hy is 'n eyster. 13 Johan de Jong, hy step. Ek wil nie daai ou sien tap dans nie. Ek dink hy sal hulle gaan hom ekstra slytasie charge vir 'n vloer. Ek sal vir 14 vir Chessman Colby speel. Chessman Colby dink ek is great. En dan 15, jy kan nooit vir Willie Leroy jou span hou ooit. Okay, so die eerste naweek is deur. Boys, is 'n groot jaar. Okay, dis World Cup. Dis almal is op hulle senuwee wees van die manne het seer gekry. Lood, sy elmboog hy het hom geknoop. Arno is seer. So ek dink ons moet dalk 'n kenner vra. Wat is sy opinie oor die huidige stand van sake? Kom ons vra 'n bietjie vir Uncle Hugh. Well, Jonathan, what a momentous occasion here, ladies and gentlemen. Thank you very much. Thank you. Thank you. You? No. Thank you, ladies and gentlemen. Well, Jonathan, I think you've raised a very important point. It was only the first weekend of the magical Super 15, and we can only anticipate what this competition is going to bring for the rest of the season. But in my honest opinion, I think it was an unbelievable weekend of rugby. You know it. You know it. Well, ladies and gentlemen, of course, not a lot of people here familiar with the red language, so I hope you can understand. I've been in many cities across South Africa, including Liquor City. Yes. So from me, you played, and I hope you have an unbelievable evening. Thank you very much, Jonathan. You. Boys, ek dink almal is eenparig. Ons varkhart van die week, Damien Dialinde. Sonder as jy ou met my stry, fok op sommer nou. Damien Dialinde, ons varkhart, ons gee hom 'n applaus en sy afwesigheid.